Hallo almal. Goed, ek gaan julle vertel van my lewe, van geboorte af tot vandag toe. Daar word gesê ek is koppie klap klap, ek is 'n malvrou, ek is bipolar, whatever call. Maar ek weet ek is 'n survivor. So as julle my lewensverhaal so stuk so wat ek dit gaan deurgee, na my lewensverhaal gaan luister, dan kan julle besluit, is ek 'n survivor of is ek die malvrou waarvan sekere mense praat. So kyk maar na elke episode en dan kan julle besluit. Is ek mal of is ek 'n survivor? Goed, ek is gebore, ek was 'n paar maande oud. Toe het ek begin siek raak. Nou ek was 'n baie sieklike kind gewees toe ek jonk was. Ek was meer in die hospitaal as wat ek uit die hospitaal was. My stelsel was nie so goed gewees nie. Nou ek het griep gekry, toe dit longontsteking, toe dit dubbele longontsteking. By die dokter se spreekkamer is ek weg met 'n ambulans hospitaal toe. Nou toe ek by die hospitaal is, toe ek dadelik in ICU. Daar was 'n laaitie wat langs my gelê het van dink 3-4 jaar oud. Hy was met dieselfde probleem gewees, ook longontsteking en allerlei goed. Nou hulle was blykbaar skatryk gewees. Die pa het vir hom kuier en sy pa het hom gesmeek, asseblief seun, word gesond, loop by die hospitaal uit. En die pa daar met 'n Rolls Royce by die hospitaal aangekom en vir hom hom opgetel en vir hom gewys. Daar's jou Rolls Royce, ek het vir jou Rolls Royce gekoop. As jy uit die hospitaal uitkom, dan is daai Rolls Royce joune. Die seun het dit nie gemaak nie, hy is toe oorlede. En ek het al wat 'n pypie is en drip is en masjiene, alles het ek op my gehad. Ek het soos hierdie puppets aan 'n string gelyk met al die goed, deur my neus, deur my mond, in my arms, my hande, deur my bene, alles, het ek pypies en plakkertjies en oralste op my gehad. Die masjiene het my in die lewe gehou. En nou, my maale het in die kar geslaap. 24/7 was hulle by die hospitaal gewees, by my. Die dokter het vir my maale gesê, hy het 'n kar, 'n woonstel waar hulle kan gaan slaap, en my maale het geweier. Hulle bly by die hospitaal, hulle het die hospitaal se fasiliteite gebruik, om te bad en al die goed, maar hulle bly by die hospitaal, hulle het geslaap in die kar. En toe, elke dag het die dokter gekyk, ons geen verandering in my nie. Toe sê die dokter vir hulle, almal sê altyd, sien is glo. Maar glo en jy sal sien. My ma het vasgeglo daaraan. Hulle het die Here gevra asseblief om my lewe te spaar, om my terug te bring, na die lewe toe. En die een aand, 3:00 oggend, toe kry my ma 'n klop aan die deur, aan die venster van die kar. Toe sê die dokter, ek jag hom. Hy kan nie slaap nie. Ek plan verskriklik. Ek wil my ma saam met hom opgaan na my kamer toe daar, tweede of derde verdieping by ICU. En my ma is saam met hom op en toe kyk hy, was nog steeds geen verandering nie. Sê die dokter, hulle kan niks meer vir my doen nie. Hulle gaan die masjiene moet afsit. En oor 5 minute, sodra al die masjiene af is, dan is ek oorlede. Want jou brein kan net 5 minute sonder suurstof wees. En dan gaan staan hy, nou werk jou brein nie meer nie. En terwyl hulle besig is om die masjiene af te sit, het my pa die storie so gestaan en kyk. En hy het 3 keer gesê, spook, spook, spook. En ek het my pa se stem herken. En ek het begin reageer op my pa se stem. Ek het wakker geword. En ek het begin teen die longmasjiene te beklei. En ek het begin huil. En dat masjiene het so te kere gegaan, dat hulle het nie geweet wat hel gaan aan nie, want ek is veronderstel om dood te gaan. En nou ewe skielik beklei ek teen hierdie masjiene van die hospitaal, en die masjiene skree, en ek wil huil, en ek kry nie 'n huil uit nie, en al die goed, is 'n wonderwerk wat op die oomblik gebeur. En
my ma het so groot geskrik, toe sy haarself kan kry, toe sy daar onder by die kar, hoe sy daar onder gekom het, van die tweede, derde verdieping af, sy weet nie, maar sy daar onder by die kar gestaan. Die dokters het dadelik gekyk, weet wat gaan aan. En toe draai die dokter om, toe kyk hy vir my pa, toe sê vir my pa, ek gaan dit maak. My nier het begin werk, ek het gepiepie. Ek gaan dit maak. Nou, ek het gesond geword, ek is toe huis toe. 3 week later, toe is my maale, weet, na dokter Hubert toe. Toe my maale instap, staan dokter Hubert op en hy sak sy kop en hy sê, hy is so jammer. My maale vra vir hom vir wat, sê, dat ek het nie gemaak het. Dis my ma, Lukas by die huis, sy is gezond. Nee, sy is by die huis, sy het dit gemaak. En hy kon dit nie geglo het nie, want toe ek daar in die ambulans weg is, het hy nie gedink, ek gaan die hospitaal uitstap nie, weet, ek gaan nie uit die hospitaal uitkom nie. En 'n paar maande later, op die 25ste Junie, toe het ons huis aan die brand geslaan, op my ma en my pa se huweliksherdenking. My pa was by die werk, die huis het aan die brand geslaan as gevolg van 'n kombers en 'n heater. My ma kon ons almal gered het uit die huis uit, behalwe vir Tracy, dis my sussie. Tracy is oorlede binne in die huis. Dit was 'n groot riekmarol gewees en 'n lelike ding vir my maale. En weet, wat wys, die Here wou een van my ma se kinders gehad het. Hy het my wel teruggegee, maar hy het vir Tracy gevat. Ek was 3-4 jaar oud, toe kom ons in ons eerste kar ongeluk. Daar het 'n lorry van agteraf op ons kar geklim. Hy het so op ons kar geklim, dat alles, weet, op hy stasie waar my maale geslaap het, alles was plat, tot by die voorsiet. En ons kinders het almal agter gesit, maar met die impak het al ons kinders uit die kar uit gevlieg. Gelukkig het hy impak, het hy lorry nie bo op ons geklim nie, maar ons het soos voeltjies uitgevlieg. Volgens die swart het hy nie ons kar gesien nie, hy het nie die groot voël gesien wat hier verby vlieg, maar net as dit ons wat verby vlieg, weet, wat binne in 'n brandende veld beland het. Ek het hier so 'n merk gehad, al die jare, van daai brandende veld. My ma kon ons almal my ma en my pa kon ons almal opgetel het in die veld. Ons het almal niks oorgekom nie. Toe ek 6 jaar oud is, hy Desember vakansie, het my ma en my pa vir ons gewag by die skool, vir die skool te sluit. Ons was so opgewonde, want ons gaan nie nou huis toe nie. Ons gaan nou see toe. Toe ons uitkom, toe staan my ma en my pa daar met die Valiant in die boot. Klaar wag vir ons om uit te kom. Ons is reg uit see toe, ons is nie huis toe nie, ons is see toe. Ons is St. Lucia toe. Ons het elke jaar, het ons in daai woonstel gebly, waar 'n woonstel bo is en 'n woonstel onder agter die See River Café. Nou, ons het altyd by die boonste woonstel gebly, elke Desember vakansie was ons daar. En nou, Desember vakansie, dus ons, weet, daai aand, spelletjies aand, op die strand, weet, dus ons almal strand toe. En op pad strand toe was daar 'n groot leislang, wat die hele pad vol gelê het. En al ons kinders het ons verwonder aan hierdie leislang. En al die mans het uit die karre uitgeklim en hulle het gehelp om daai leislang uit die pad uit te vat, en ons het 'n aand, weet, spelletjies aand gehad. Die volgende aand, toe het ek saam met my pa op die boot geslaap op die meer. En ek sal hy aand nooit vergeet nie. Nooit, ooit vergeet nie. Dit was my laaste aand saam met my pa. Hy volgende dag, toe is ons almal strand toe. Weet, toe is daar spelletjies op die strand. Ons almal het geswem. Hulle het afgekondig dat daar is, weet, die see is besig om 'n ooggetyd te draak, almal moet uit die see uitkom. En almal het uit die see uitgegaan. En na ruk, toe sê hulle, daar's iemand in die see. En toe bring hulle die eerste laaitjie uit. Weet, 'n matriekseun. Ek het, nuuskierig so weet enige mense is, ek het gaan kyk. Ek het na die matriekseun gekyk. Ek het hom gesien, daar lê op die strand. Toe kondig hulle af, daar's nog iemand in die see. En toe bring hulle die volgende matrieklaaitjie uit.
ek het na die volgende matrieklaaitjie nommer 2 gekyk. Ek sal nooit hulle gesigte vergeet nie, weer die 2 donker koppies. En toe kon ek hulle af, daar was nog iemand in die see. Toe ek so omdraai om te kyk, toe gryp my tannie my. Toe gryp sy my in die arm en sy sê vir ek moet saam met haar kom. Sy vir waar, toe sy sê kom net saam met my. Sy het my na 'n groot klip toe gevat, sy sê vir ek moet agter hierdie groot klip sit. Ek het geweet wat daar hel gaan aan nie. Maar, weet, ek het agter daai klip gesit, en na ruk, staan ek op, te kyk wat gaan aan, en toe snik, hoe bring hulle my pa uit die see uit. Met sy regterbeen, wat sleep so oor die sand. En ek kon nie by my pa uitkom nie, almal het my gekeer, ek kan nie by my pa uitkom nie. Maar ek geweet is my pa, toe hulle afkondig, weet, die hooggetye is, weet, ingekom, en my pa ingegaan uit die eerste matrieklaaitjie se lewe gaan red. Hy het hom uitgebring. Dis my pa in vir die tweede laaitjie. Die tweede laaitjie het so paniek bevange geraak, dat hy my pa se ribbes afgeskop het, en daai ribbes het teen my pa se longe gesteek. En hulle het die tweede laaitjie gered, en hulle het my pa as die derde persoon uitgebring. Ek weet, ek het probeer om by my pa te kom, ek kon nie, hulle almal het gekeer. En daar was 'n dokter wat besig was om 'n hartbesering op my pa te doen. Hulle het my pa in 'n bakkie gesit, en is my pa hospitaal toe. Ons is weg, saam met universiteitsmense, weet, vrouens en seuns en dit, na die boodskap toe ons gebly het. En ek weet, agter in die aard was daar 2 groot bome. En tussen daai 2 bome het hulle curry en rys in hierdie groot kafferpotte gemaak. Weet, een het curry gehad, die ander het die rys gehad. Weet wat hulle vir ons almal kos gegee het en dit. Ons kinders het in die kamer gesit op hierdie bankerbedjies. En ons het mekaar gekyk en ons het gehuil, ons het nie geweet wat gaan aan nie. Ons is hier by wildvreemde mense by die plek waar ons bly. Waar is my ma, waar is my pa? Weet, mamma en papa is nie hierdie, wat gaan aan? Ons kinders het gehuil, maar ons het nie geweet wat gaan aan nie. Toe na ruk, toe kom my ma by die huis. Ek weet daar by die woeste aan. My ma het ons al ons kinders gevat en sy het ons op die bed gaan sit. Sy het vir ons gesê, papa is daar lief Jesus toe. Sy is okay, maar papa sal terugkom, nee. Mami sê nee, papa kom nooit weer terug. Hy het vir lief Jesus gaan kuier, hy kom nie weer nie. Hy is hemel toe. Ons as kinders van 6 jaar oud, ons het nie geweet wat dit beteken nie. Ek weet, my oupa het afgekom, St. Lucia toe, ons te kom haal. Ons is huis toe. Ons is na die graf toe. Ek weet, ons het my pa gaan begrawe. Ek het vir my pa gekyk in die kus. My pa het so mooi gelyk. Ek het my ma gevra, weet, wat gaan aan tussen my ma en my papa slaap. Toe sê ek, okay, maar ook ons papa en ek boks. Toe sê sy my, dit is deel van na hemel toe te gaan. Toe sê ek vir, okay. En ek het my pa hallo gesê. Hallo papa, toe sê my ma of my nee. Ek sê vir papa, paai. My papa gaan na hemel toe. Sê ek, okay, my pa paai gesê. En by die graf, terwyl ons op die graf is, toe stop daar 3 groot witbusse. Toe is dit die myn swart is, wat graf toe gekom het. Hulle almal het gesê, hulle gaan stryk, as hulle nie op begrafnis toe kan kom nie. Toe die myn 3 groot busse gestuur met die swartes van die myn. Weet, om by my pa se graf te wees. En hulle het op my pa se graf gaan staan. Hulle het my pa begin sing. En toe die kus begin sak, toe vra ek my ma nou, hoekom sit hulle my pa na die gat? Toe sê my ma, dit is deel van om hemel toe te gaan, om na die Jesus te gaan. Nou ek weet mos nou nie waaroor dit gaan nie, ek verstaan nie dood nie. Sê ek van, okay, en terwyl die swartes gesing het hulle my pa se graf toegegooi, heeltemal toegegooi. En want my pa was so geliefd geweest op die myn. Sy naam was
was hy speed, want hy het geglo het werk moet vinnig gedoen word en dit moet reg gedoen word. Nou, daai Desember is my pa oorlede, daai Januarie is my pa blykbaar my kaptein geword het. En dit het nou nie gebeur nie. Ons is na die begrafnis toe ons huis toe. En daar het my lewe as 'n jong gelukkige meisie sonder enige probleme, daar het my lewe verander. Daar het die as poestertjie binne in my het begin na vore kom. Maar dit is 'n storie vir 'n volgende episode. Daai dag het my pa verloor, ek het my pa begrawe, ek het nie geweet wat aangaan nie, ek het nie geweet wat beteken dood nie, maar dis hoe die dinge gebeur het, op die ouderdom van 6 jaar oud. Ok, die volgende episode sal welkom, na my pa se dood. Love you, bye julle, tot die volgende episode, bye.